Goeiedag, hiermee 'n woord van bemoediging. In Hebreërs 12 vers 1 staan: Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Kan jy dink? Jy sien 'n atleet staan by die wegspringblokke by die Olimpiese spele, reg vir die 100 meter. Almal is gereed, gespanne, vol fokus. Maar daar is hierdie een man wat probeer hardloop met swaar tasse vol klippe. Ja, hy kan saam met die ander wegspring. Hy kan aanhou, maar gouer as die res sal hy moeg word. Sy bene sal swaar raak en sy oë sal van die wenstreep afdwaal. En dis presies wat die skrywer van Hebreërs bedoel. Ons moet die tasse van die verlede neerlê. Die gewig wat ons stadiger maak, die dinge wat ons nie toelaat om vrylik te hardloop en met volharding nie. Die Griekse woord vir las is onkos. Dit beteken amassa, 'n gewig, iets swaars. Dis nie altyd sonde nie. Nee, die sonde wat jou omring kan jou diskwalifiseer van die wedloop, maar 'n las kan selfs soms goeie dinge wees, wat jou aandag steel, wat jou tyd verteer, wat jou fokus van die wenstreep af wegneem. En die wenstreep? Ja, die wenstreep is Yeshua. Hy staan daar met oop arms en hy wag vir jou. Miskien dra jy tasse vol bekommernisse. Miskien is dit tasse vol twyfel, vrees, of miskien is dit tasse vol teleurstellings. Miskien is dit jou verlede of 'n verhouding wat jou so swaar is. Of miskien is dit seer van iemand se woorde wat bitter swaar is om te dra. Jy sien so baie mense hardloop vandag die wedloop met 'n tas van wrevel. En jy los nie die tas nie, omdat iemand jou seer gemaak het. Ander dra tasse van veroordeling. Ander dra tasse van teleurstellings of tasse van spyt. Ja, al die dinge wat jy wens jy anders kon gedoen het. Maar vandag sê Abba Vader, sit dit neer. Hy het jou nie geskape om tasse vol pyn en gewig saam te dra nie. Jy kan nie 'n wedloop volhard as jy gebuk gaan onder bagasie nie. Kom ons vra vandag vir Abba Vader om vir ons te wys, waar dra ons tasse wat ons so saam dra, om dit vandag nog te los om weer met volharding die wedloop te hardloop en te volhard. Om te hardloop met 'n oog gefestig op Yeshua. So hoekom moet ons volhard? Omdat die prys onmeetlik groot is. Ja, Hebreërs 12 vers 2 sê Yeshua wag by die wenstreep. Jou beloning is 'n ewige erfenis om vir altyd in sy teenwoordigheid te wees. 'n Lewe sonder sonde, sonder pyn en sonder dood. Paulus het gesê in 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8, hy het die wedloop voltooi en vir hom wag die kroon van geregtigheid. Jakobus 1 vers 12 sê, as jy volhard ontvang jy die kroon van die lewe. En die beloning is nie net eendag nie, dis ook nou. Wanneer jy volhard ontvang jy shalom, vrede. Jy leef met hierdie vreugde in Yeshua. Jy dra vrug wat ander mense se lewens aanraak en wys dat jy aan hom behoort. En uiteindelik kry jy die ewige prys om vir altyd by hom te wees. So ek wil aanmoedig, los die tasse van die verlede en hardloop met volharding. Hardloop met passie, hardloop met volharding, hardloop na die wenstreep, want Yeshua wag daar en jou kroon wag saam met hom. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, ek wil vandag bid vir volharding, vir geloof, om ons oë gerig te hou op U, Koning Yeshua, en die bagasie neer te lê. Wys vir ons, Heilige Gees, waar dra ons bagasie van die verlede, teleurstellings of seer saam met ons. Ons wil dit neerlê by die voet van die kruis, en ons wil hierdie wedloop hardloop vir U, ons Koning, met ons oë gerig op U. Dankie, Koning Yeshua. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit in Yeshua se naam. Amen. Shalom.